as iets nie uitwerk soos wat jy dit beplan het nie, en dan die woede wat begin opstoot. Dalk is dit in die verkeer, wat jou laat kom, dalk is dit iemand wat 'n plan verander, sonder om jou te vra, dalk is dit 'n kind wat nie luister nie, of 'n kollega wat iets doen op 'n manier, sy manier in plaas van joune. Klein goed, maar dit laat jou hart opvlam. Nou in Genesis 3, nadat die mense gegryp het daarna om soos God te wees, gebeur iets wat ons dikwels van verbylees. God kom soek hulle in die tuin, en die eerste keer is daar 'n nuwe ding wat die mens beleef. Genesis 3 vers 8 tot 10 sê, hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het aan die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Mens antwoord, ek het hoor hoe jy wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is skaam, en ek het weggekruip. So die eerste gevolg van 'n gryp na beheer is vrees. Vir die eerste keer kruip die mens weg van hom wat hom liefhet. En ek dink dis die geheim wat ons so maklik mis oor ons woede. Wanneer ons opvlam omdat iets buite ons beheer raak, dink ons gewoonlik die probleem is die ander persoon. Hulle is net te stadig of te slordig of te eiesinnig. Maar as ons eerlik onder die woede kyk, kry ons dikwels iets anders. Ons kry vrees. Vrees dat as ek nie in beheer is nie, sal alles uitmekaar val. Vrees dat as ek nie self sorg nie, niemand sal. Vrees dat ek nie veilig is nie. Want dit is hoe dit werk. Wanneer ons nie meer glo dat God vir ons sorg nie, dan moet ons self sorg. Dan word beheer ons sekuriteit. En enige iets wat ons beheer bedreig, voel dan soos 'n bedreiging vir ons veiligheid. En so gryp ons net stywer vas. En so is dikwels is woede net vrees met 'n ander baadjie aan. Maar hier is die goeie nuus. Die stem wat in die tuin geroep het, was nie 'n stem van oordeel. Dis was 'n stem wat soek, wat vra, waar is julle? God het nie weggedraai van bang, wegkruipende mense nie. Hy het nader gekom. En hy kom vandag nog nader na my, na jou. Kom soek ons by die plekke waar ons wegkruip, selfs agter ons grype na beheer. En hy vra saggies, waarvoor is jy bang? Vir die volgende keer, vandag dalk, wanneer jy voel hoe die woede, frustrasie opstoot oor iets buite jou beheer, kan jy vir 'n oomblik stop en dalk voor jy vra, hoekom is hulle so moeilik te vra, maar waarvoor is ek eintlik bang? En bring dan hierdie vrees na die een wat sorg. In plaas daarvan om stywer vas te gryp, maak jou hande oop in vertroue. Kom ons bid saam. Here, ons is so bewus daarvan dat vrees dikwels in ons lewe die motiverende krag is. Dat dit is wat ons lei om te gryp na beheer. Here, ons vra dat U deur die Heilige Gees ons sal kom oortuig van U nabyheid, van U sorg, van U wil. Here, help ons om oor te gee en vertrou aan U. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.